Hallo daar en baie welkom. Vandag duik ons in die wêreld van medisyne wat letterlik miljoene lewens red, maar wat baie van ons dalk nie heeltemal verstaan nie. Ek praat natuurlik van plaatjie-inhibeerders, of soos die meeste mense dit ken, bloedverdunners. Kom ons kyk wat regtig binne in ons are aangaan. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg met daai een groot vraag. As jy die woord bloedverdunner hoor, wat dink jy? Jy sien seker hoe jou bloed soos water word, reg? Wel, dis die eerste groot misverstand. Hierdie medikasie maak jou bloed glad nie letterlik dunner nie. So, wat op aarde doen dit dan? Dis presies wat ons vandag gaan uitpak. Om dit te verstaan, moet ons eers 'n tree terugvat en kyk na die dubbele rol wat ons bloed speel. Jy sien, daardie vermoë wat dit het om te stol, dis absoluut lewensbelangrik. Dit stop ons van bloei. Maar daardie selfde proses, as dit op die verkeerde tyd of op die verkeerde plek gebeur, kan ongelooflik gevaarlik wees. En die hoofrolspelers in hierdie hele drama, dis ons bloedplaatjies. Dink aan hulle as jou liggaam se eie klein supervinnige noodreageerders. Hulle is die heel egte ouens op die toneel wanneer daar enige soort besering is. En hier's 'n nogal interessante feitjie. Een so plaatjie leef net vir so 8 tot 10 dae voor jou liggaam hom vervang. Maar hier's waar die storie 'n donker draai kan neem. Soms reageer hierdie noodspan wel 'n bietjie te entoesiasties. Veral binne in ons slaagare, waar daai gedenkplate van cholesterol kan ophou. As daardie stollingsproses daar afskop, kan dit 'n kettingreaksie begin wat eindig in 'n totale verstopping. En dit, my vriende, is die oorsaak van die meeste hartaanvalle en beroertes. So, hoe presies gebeur dit? Hoe vorm so 'n klont? Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die slagveld wat soms binne in ons are kan woed. Dis 'n redelik komplekse proses, maar dit gebeur in 'n paar duidelike stappe. Dit is eintlik 'n ongelooflike logiese proses. Eers is daar die besering, die sneller. Dan, blitsvinnig, kry jy adesie. Dis waar die eerste plaatjies aan die wond vasklou. Onmiddellik daarna, aktivering. Hulle verander van vorm en skree vir hulp deur chemiese alarms soos ADP en tromboksaan A2 vry te stel. En laastens, aggregasie. Die alarms roep nog en nog plaatjies na die toneel toe totdat hulle 'n stewige prop vorm. Dis soos jou liggaam se eie natuurlike pleister. En hier is die absolute sleutelpunt. Hierdie briljante lewensreddende meganisme het 'n baie donker kant. Wanneer hierdie hele proses nie op 'n sny op jou vel gebeur nie, maar bo op een van daai onstabiele cholesterolplakke in 'n slagaar na jou hart of brein, wel, dan sit ons met 'n mediese noodgeval. En dit bring ons uiteindelik by die oplossing. As die probleem ooraktiewe pleitjies is, hoe kalmeer ons hulle? Dis presies waar plaatjie-inhibeerders inkom. Hulle is spesifiek ontwerp om op verskillende punte in daardie 4-stap proses in te gryp en dinge net 'n bietjie af te koel. En dokters het nie net een wapen nie, hulle het 'n hele gereedskapskis. Plaks van om die hele stelsel af te skakel, teiken hierdie verskillende medisyne spesifieke dele van die proses. Party blokkeer daai chemiese alarms, ander keer dat die plaatjies aan mekaar kan vasklou. Dis 'n baie meer presiese aanval. Goed, om dinge 'n bietjie eenvoudiger te maak, gaan ons nou fokus op die twee groot name wat jy seker al van gehoor het, aspirien en klopidogrel. As jy verstaan hoe hierdie twee werk, verstaan jy eintlik die basiese beginsels van amper al die ander ook. En die verskil tussen hulle is regtig fascinerend. Dink aan aspirien as 'n soort blokkade. Dit gaan sluit die fabriek af wat een van daai belangrike alarmsyne, tromboksaan A2 maak. Klopidogrel aan die ander kant is meer soos 'n seinversteurder. Dit gaan blokkeer die ore op die ander plaatjies sodat hulle nie die alarmboodskap kan hoor nie. Twee heeltemal verskillende metodes, maar albei se doel is om daai massiewe saamklontering te voorkom. Maar hier is waar dit regtig interessant raak. Wat gebeur as 'n medikasie nie vir almal presies dieselfde werk nie? Ons liggame is tog nie identies nie en soms reageer ons verskillend op presies dieselfde pilletjie. Nou, in die geval van klopidogrel is die rede verstommend. Jy sien, klopidogrel kom in 'n afposisie. Dit is onaktief wanneer jy dit sluk. Dit moet eers in jou lewer deur 'n spesifieke ensiem genaamd CEP2C19 aangeskakel word. Die probleem is, as gevolg van genetiese variasies, het party mense 'n stadiger of minder effektiewe weergawe van hierdie ensiem en vir hulle gaan 'n standaard dosis klopidogrel dalk net nie genoeg beskerming bied nie. En dit bring ons by die laaste en miskien die heel belangrikste deel van die hele gesprek. Om hierdie plaatjies te inhibeer is 'n konstante, delikate balanseertoertjie. Aan die een kant wil ons daai gevaarlike klompe keer, maar aan die ander kant,
Ons wil nie die liggaam se vermoë om normale bloeding te stop heeltemal wegneem nie. Kyk na hierdie syfer. Dit verteenwoordig die beraamde risiko per jaar van ernstige maag- of darmbloeding vir mense wat net aspirien gebruik. En daardie risiko word net hoër wanneer ander middels soos klopidogrel bygevoeg word. Dit wys jou presies hoe fyn die lyn is waarop dokters moet loop. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal slaan die spyker op die kop. Die krag van hierdie medisyne is ook al grootste risiko. Omdat hulle die stollingsproses deur jou hele liggaam beïnvloed, kan 'n bloeding enige plek gebeur. Nie net in die maag nie, enige plek. So, stel jou gou hierdie scenario voor, want dit illustreer daai balans perfek. Jy is op aspirien en klopidogrel om 'n hartstent te beskerm. Maar nou sê die dokter, jy het 'n heupvervanging nodig. As jy aanhou met die medikasie, is jou bloedingsrisiko tydens die operasie hoog. Maar as jy dit stop, wat van die risiko dat jou stent kan verstop? Wat nou? So, hoe hanteer dokters dit? Wel, 'n tipiese plan lyk min of meer so. Die kragtige middels soos klopidogrel word gewoonlik so 7 tot 10 dae voor die tyd gestaak. Dit gee die liggaam kans om nuwe, ten volle funksionele plaatjies te maak. Aspirien, aan die ander kant, word dikwels aangehou omdat die voordeel om 'n hartaanval te keer gewoonlik swaarder weeg as die effek se toename in bloedingsrisiko. En dit is waaroor alles uiteindelik gaan. Elke liewe besluit oor hierdie medikasie, veral rondom chirurgie, is 'n noukeurige afweging van risiko's. Daar's geen een groot pas almal antwoord nie. Dit word vir elke pasiënt individueel besluit, gebaseer op hul unieke situasie. En dit los ons met een laaste, nogal opwindende gedagte. Die heilige graal in hierdie veld van navorsing is om 'n middel te ontwerp wat spesifiek slegte klonte in siekare kan voorkom, sonder om die liggaam se vermoë om goeie klonte na 'n besering te vorm te beïnvloed. Is so iets moontlik? Dit is die vraag wat navorsers vandag reg oor die wêreld dryf. Dankie dat jy ingeskakel het.